Johan, maar tog kry Toyota dit reg om in Suid-Afrika te voel soos 'n eg Suid-Afrikaanse handelsmerk. En 'n mens dink amper as jy kyk hoe mense voel oor hulle Toyotas, hoe hulle lief is vir die Toyotas, hoe hulle daarop vertrou, dat hulle voel amper dis eintlik iets uit Suid-Afrika uit. Hoe kry hulle dit reg? Maar dit is. Ja, nee, ek dink vir die geskiedenis ook, jy weet, het ons maar altyd Toyota geposisioneer as 'n eg Suid-Afrikaanse maatskappy. Ons probeer in ons kommunikasie dit oorbring. Ons probeer in ons advertensies byvoorbeeld, probeer ons die eg Suid-Afrikaanse humor inbou. En as ons by hulle wil aanslag vind, dan moet ons daai band bou tussen die kliënt se kultuur en ons produkkultuur. Johan, Toyota Suid-Afrika op hierdie stadium met 'n omset van omtrent 50 miljard rand per jaar, dis 8000 mense wat daarvoor werk, wat 'n besondere groot maatskappy is, maar jy self, Dr. Johan van Zyl, is een van net 5 westerlinge of nie Japaneese wat nog ooit 'n posvlak of 'n vlak bereik het van managing officer. Jy's ook op die uitvoerende komitee van Toyota Japan. Dis 'n ongelooflike prestasie om te sê dat die Suid-Afrikaanse hoof van Toyota is een van die tophoofde in Toyota wêreldwyd. Waar skryf jy dit toe? Ons span is 'n sterk span. Ons het 'n geweldige sterk fokus op manier van dinge doen. Ons het oor jare redelik suksesvol gewees. En myself, ek verstaan die Toyota kultuur redelik goed. Ek werk al baie lank daarmee saam. Ek sien jy noem jy kan bietjie Japanees lees en praat. Ek kan, ja. Johan, as 'n mens nou kyk na jou bestuurstyl in hierdie ongelooflike suksesvolle organisasie. Uiteraard was daar dele wat moeilik was. Daar's die laaste klompe jare was daar 'n paar moeilike geleenthede wat jy moes verbykom, jy moes probleme aanspreek. Hoe hanteer 'n mens wanneer daar goed oor jou pad kom wat nie noodwendig jou fout is nie en wat jy ook nie beplan het nie? Hoe gaan 'n mens daardeur? En die eerste ding wat jy nie moet doen is jy moet net nie paniekbevange raak nie, jy weet. Ek dink 'n mens moet maar diep asemhaal en goed daaroor dink oor wat het nou eintlik regtig gebeur. Ons het die laaste paar maande 'n hele paar krisisse gehad, maar jy moet ook uit elke krisis uit leer. Elke krisis gee vir jou 'n goeie leergeleentheid om te verstaan. Jy weet, ons byvoorbeeld met die tsunami, jy weet, dit is weer een van daai goeters wat 'n geweldige geleentheid was vir ons om uit te leer in terme van risikobestuur, in terme van voorkoming van risiko's, die impak van so groot natuurramp op jou organisasie. Jy weet, as jy dit vir mense sê dit kan gebeur, dan dink hulle dit kan gebeur nie, maar wat doen jy die dag as dit wel gebeur? Maar 'n krisis is 'n wonderlike leergeleentheid. Mense dink altyd dit klink snaaks as mense dit sê, maar as jy mooi daaroor dink, elke krisis as jy nie 'n lekker krisis gehad het nie, het jy nog nie lekker geleer nie. Jou bestuurstyl, hoe sou jy dit beskryf? Ek hou nie van hero managers of hero leiers nie, jy weet, vir my moet 'n mens maar net jouself wees. Jy moet die span is die belangrikste. Jy moet 'n span kry om regtig waar te glo en te verstaan en 'n bydrae te lewer oor wat wil ons bereik en dan absoluut toegewyd werk daaraan om dit wel te gebruik en dan te bereik. En dan natuurlik die bereiking van dit is 'n span oorwinning. Dit is nie 'n oorwinning vir 'n individu nie, dit is 'n oorwinning vir die span. En dis maar ook deel van die Toyota kultuur, hoe ons altyd werk. Ons hou van mense met kreatiwiteit en innovasie en ons hou daarvan om hulle by ons span in te trek, maar aan die einde van die dag gaan dit oor in 'n besigheid vir my oor hoe jou span presteer. Jy weet, dit is maar amper so sport. Ek het maar 'n eenvoudige filosofie, jy kan 'n fout eenmaal maak en dan jy weet, dan moes jy geleer het. So ons moet nou die hele tyd maar leer. Jy moet leer en verbeter. Leer en verbeter, dis maar hoe ons werk. As jy vir 'n jong mens advies gee oor sy loopbaan, iemand wat begin met sy loopbaan, wat miskien net klaar studeer het, wat sou jy vir hom sê is die kernelemente wat gaan verseker, wat 'n rol gaan speel dat hy suksesvol gaan wees eendag, hy of sy? Ek dink die eerste ding, jy weet, wat moet gebeur is, voor jy nog afgestudeer het, is maak seker dat jy jou studies ernstig vat en verstaan watter vak terrein jy op is en gaan doen iets wat jy graag wil doen, waarin jy gelukkig is. En moenie iets gaan doen omdat jy dink jy gaan baie geld uitmaak en baie ongelukkig gaan wees nie, want dan gaan jy nie 'n suksesvolle mens wees nie. Jy weet, sukses is nie net altyd gemeet in geld nie. Sukses vir my word gemeet in terme van of jy werklik waar jouself kan uitleef en of jy dit geniet wat jy doen. Jy weet, ek dink die slegste sal wees om elke dag werk toe te gaan en om iets te doen wat jy nie geniet nie. Ek kom werk toe en ek geniet dit. Jy weet, en ek hou daarvan om te sien dat ander mense saam wie ek werk dit ook geniet. Dit moet as jy om 8 ure van die dag moet sit of 9 of 10 of 12
en jy geniet dit nie, moet dan verskriklik wees. Die tweede ding wat ek dink wat skrikkelik belangrik is dat krye begin. Jy weet, krye begin. En begin met entoesiasme en werk met entoesiasme en sit maar die tyd in. Jy weet, die sukses kom. Jy kan nie 'n goeie man, you can't keep the good man down. Jy weet, jy kan nie 'n goeie mens onderdruk nie. Hy sal ergens uitpop en hy sal suksesvol wees of sy sal suksesvol wees. En ons het briljante mensepotentiaal in die land. En as jy 'n entrepreneur wil wees, moenie eers begin dadelik. Jy weet, moenie wag nie. Tyd wag nie vir jou nie. Jy weet, jy moet maar so gou as moontlik en so vinnig as moontlik begin en dan moet jy dit dadelik doen. Jy moet geen oomblik wag nie. Markte is dinamies, ons omgewing is dinamies. Ek het gehoor mense sê, jy weet, my kind is bietjie moeg en moet gaan rus. Ek kan dit nie verstaan as jy matriek geskryf het dat jy moet rus nie. Jy is besig om tyd te mors want jy ding mee. Jy het mededingers wat nie moeg is nie en wat onmiddellik universiteit toe gaan en of onmiddellik gaan een of ander vaardigheidsopleiding kry en hulle is voor jou in die mark. So jy's agter, jy moet dit aanvaar. So jy maar so vinnig as moontlik inspring en aan die werk kom. En dan maar harde werk en toegewyd werk en as jy enigstens die kans of die geleentheid het, verdere opleiding, so ver as moontlik en leer soveel as moontlik. Dit is maar ek dink hoe mense uiteindelik sukses behaal. En so sê, sukses is ook nie altyd om gemeet in geld nie, dis ook gemeet in ander goed. Galileo Capital kom praat met ons oor jou belegging.